Goeiedag sê familie en vriende, julle is hartlike groet in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Die Here is op die troon en die Here het ons bewaar en die Here dra ek in u deur. En terwyl ek en twee van die vriende op pad is na Kruiskyk TV toe, praat ons 'n bietjie rondom sekere omstandighede wat plaasvind in vandag se dae. En as ons kyk dat hoe baie mense verskillende plekke in verkeerde groepsdruk gaan as gevolg van omstandighede. Sommige mense is glad nie in omstandighede nie. Sommige van ons raak goed groot. Ons word goed groot gemaak. Sommige van ons vergeet waaroor dit gaan. En baie van ons wil onsself verryk in die lewe. En baie verstaan nie waaroor die lewe eintlik gaan nie. En dis hoekom wil ek die boodskap vandag, ek wil praat oor die evangelie volgens Johannes. Ek gaan praat oor Johannes 1 vers 12 en ek gaan my boodskap titel jou identiteit. Dis my boodskap titel, jou identiteit. Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Vers 12 wil ek weer herhaal en die Bybel sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Ek en u sy identiteit is, ek en u is 'n kind van God. Dit maak nie saak hoe ek groot raak nie, waar ek fouteer het in die lewe nie. Van 2000 jaar terug het die Here gesterwe vir elke persoon. En dit gee ek en u 'n geleentheid om as kind van God tot die Here te nader. Daarom sê die Bybel, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En die wat die Here nader moet glo, asof hy bestaan. En daarom moet ons begin verstaan as ek praat van jou identiteit. Wie hy in Christus is. Wat gebeur is, familie, vriende, wanneer 'n baba in 'n huis inkom, en dan raak die babietjie groot in daardie huis. En baba hoor dat ons sê, mama, papa, daddy, asseblief. En babietjie besef, hy het ouers. En vandag moet ek en u weet, ons het 'n God, in wie ons glo. Ek praat van 'n God wat lewe. En hy is ons Vader vandag. Daarom sê die Bybel, en almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kind van God genoem te word. Miskien sit u vandag daar en u sê vir uself, evangelis Nathan, hoe kan u sê ek is 'n kind van God, ek doen sonde, ek is 'n moordenaar, ek doen prostitusie, ek is 'n alkoholist. Nou wil ek vir jou vandag sê, die Bybel sê, almal wat hom aangeneem het hy die reg gegee om kind van God genoem te word. Ons moet verstaan, as die Bybel sê, almal wat hom aangeneem het, dan praat ek praat uit die konteks uit, ek wil hê ons bediening verstaan. Hier's baie wat die boodskap luister en hulle sê, hoe kan jy sê, evangelis, almal is dan kinders van die Here? Kom ek sê gou vir u, as u vandag luister na die uitsending en jy is meer as 2000 jaar oud, dan gaan ek jou verskoon. Ek gaan jou verskoon. As jy meer as 2000 jaar oud is en jy luister na die uitsending, dan verskoon ek jou. Maar niemand op aarde is 2000 jaar nie. En die Bybel sê 2000 jaar terug het die Here aan die kruis gesterwe vir ek en u. En dit gee ek en u direkte toegang om met God te kommunikeer. Daarom kom ek vandag na die Suid-Afrikaners toe. En ek wil u sê, die Here het jou 'n tweede kans gegee aan die kruis van Golgotha.
Die Bybel sê, en die voorhangsel het in twee geskeur, en dit gee jou direkte toegang. Ouers maak gewoonlik eers hulle huis reg, vir die ongebore baba wat op pad is. Maak hy alreeds voorsiening, halleluja. 2000 jaar terug, toe maak Jesus alreeds, God maak voorsiening, om vir u te wys dat jou identiteit in Christus is. En die Here sê dan almal wat hom aangeneem het, daarom sê die Bybel, as jy met jou hart glo, en met jou mond bely, sal jy gered word. Jy sit dalk daar vandag, en jy sê, nee, evangelis, ek wil eers die drugs los, ek wil eers die tik los, ek wil eers al hierdie dinge los. Jy sal dit nie kan los op jou eie nie. Jy gaan dit nie maak op jou eie nie. Jy moet die woord van God aanvaar in jou lewe, so jy die guns van God kan ervaar oor jou lewe. En baie van ons is nog gefokus op die kruis. Hy het opgestaan, hy het die dood oorwin. En hy het sy gees gegee om saam met ons te woon, om in ons te woon. En die Bybel sê, dis dieselfde gees wat die Here uit die doodheid laat opwek, het is binne in ek en u. Die Here gee vandag vir ek en u 'n tweede kans weer. En die Here sê, en almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kind van God genoem te word. En jy is 'n kind van die Here. Maak nie saak wie jy is en wat se geloof jy glo nie. Jy's 'n kind van die Here. Daar's net een geloof, en is die geloof van Jesus Christus, wat 'n mens sal red, sy lewe sal verander, wat jou tweede kans gee, wat jou 'n nuwe mens maak, is net die geloof van Jesus aan die kruis. As jy met jou mond bely en met jou hart glo, sal jy gered word. Is nie, ek moet eers die los nie, ek moet eers die doen nie, ek moet eers dit doen nie. Kinders in hulle eie huis. Jy het nie soms nodig om vir ma te vra, kan ek 'n snytjie brood vat, of kan ek vir my 'n bietjie koeldrank gooi nie. Alles wat in daardie huis is, behoort aan jou as kind. Nou, elke belofte in die woord van die Here wat opgeteken is, behoort aan ek en u. Omdat ons is kinders van die Here. Is nie my status wat my 'n kind van God maak nie. Is nie my grade wat my 'n kind van God maak nie. Is my geloof in die Here wat my 'n kind van die Here maak. Die Here wil vandag jou geloof teruggee. Al wat jy moet doen is om nie vas te staan aan dit wat hy op die kruis gedoen het nie, maar begin sien dat hy het die dood oorwin. Hy het opgestaan, hy het my verhouding met hom versoen. Die Here het ons verhouding versoen met hom. Toe hy sy laaste asem uitblaas en sê, dit is volbring, toe word ons verhouding versoen. Die verskil is net, ons moet sy geloof, ons moet ons geloof in God aangryp. En ons moet sê, Here, hier is ons. Ons rende terug na u toe. Ek het nie geweet dat ek 'n kind van u is nie. En ek behoort aan dieselfde DNA bloed. Die bloedlyn van my. Jesus se bloed het gestort vir my. En dis hy selfe gees wat hom uit die doodheid laat opwek het, is in my. En dis hoekom dit so belangrik is. Mense weet aan wie jy behoort. En ek sê vandag vir jou, jy behoort aan die Here. Jy behoort nie aan die vyand nie. Jy behoort nie aan 'n gang nie. Jy behoort aan die Here. Want die Bybel sê, almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Al wat jy moet doen is om te glo, dit wat hy gedoen het vir jou aan die kruis, sy
opstanding boodskap gee ons vandag vir ons Suid-Afrikaners so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het vir ek en u. Ek en u is so belangrik in die oë van die Here dat hy sy beste gee vir ek en u. En sy seun sê aan die kruis, Here, laat die bitterbeker verby my gaan, maar nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En ek wil vir jou sê, jou identiteit in Christus, jy is 'n kind van die Here. Jy behoort aan die Here. Jou lewe is nie in jou eie hande nie. Jou lewe is in God se hande. Al wat jy vandag moet doen, meneer en mevrou, is om jou geloof in God te vat. En sê, Here, dankie dat u vir my gesterf het. Dankie deur u wonde daar vir my genesing gekom. Dankie Here vir 'n tweede kans wat u my gee. Kom ons begin ophou kla oor wat ons nie het nie. Kom ons hou op kla oor aan wat ons nog nie bekom het nie. Maar kom ons sien alles wat ons eintlik het as tot ons besitting. Van ons is kinders van die Here. En die testament het uitbetaal. Toe Jesus aan die kruis sterf, toe kry ek en u ons erfpossies. En jy's 'n kind van die Here. En u kan nie toelaat, laat omstandighede jou swaai, laat so die wind jou waai nie. Maar Here, laat die woord van die Here, bestudeer die woord van God. Maak die woord van God jou eie. Daar's een manier hoe die Here kommunikeer met 'n kind. En is deur sy woord. En as jy wil groei in God se woord, as jy wil groei, spandeer meer tyd met die woord van God. Want die Bybel sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te word. Die mag wat ons verkry het, was die dag toe ons sê, ons surrender. Ons gee ons lewe vir u. Ons neem u aan as ons persoonlike verlosser en saligmaker. Toe word jy 'n kind van die Here. En 'n ouer sal alles in sy vermoë doen om sy kind gelukkig te sien. Dis hoekom toe die sondeval plaasvind in die tuin van Eden, het God sy beste gegee, sy seun, om weer eens Suid-Afrika se relationship met God te herstel. En daarom sluit ek af deur te sê, God het sy beste gegee. En omdat hy sy beste gegee het, hoef ek en u nie bang te wees nie. Van ons behoort aan die Here. Jy behoort aan die Here. Jy behoort aan die Here. Jou afvallige kind behoort aan die Here. Alles waar jy deurgaan, behoort aan die Here. En die Bybel sê, hy het alles aan die kruis vasgenaal vir ek en u. Mag die Here die kort boodskap seën en weet dat jy nie sommer net 'n hier jy is nie. Want dit wat hy gedoen het aan die kruis vir ek en u, is meer as genoeg. Vandag kan ek met trotsheid sê, ek behoort aan die Here, nie deur wat ek gedoen het nie, maar deur my geloof wat ek in God het. Geloof is die vaste vertroue op dit wat ek hoop, 'n bewys van dit wat ek nie sien nie. Here, ek bid vandag vir elke luisteraar, elke persoon, Here, wat luister na die boodskap. As my gebed vandag, Here, dat u ons sal seën, dat u elke persoon sal laat besef, Here, hy's nie net 'n hier jy nie, dat ons behoort aan u, en u het ons plek ingeneem. Die straf wat op ons moes was, het u op u self geneem, soos 'n vader en 'n moeder hulle ontferm oor hulle kinders,
so het u ontferm oor ons, en u gee ons 'n tweede kans, en u noem ons nog altyd vandag kinders van u. Ons is bevoorreg, Here, om u te hê as ons Pa, Here, as ons Vader, Here, op wie ons oë kan opslaan, Here. Psalmdigter sê, slaan jou oë op na die berge, daar waar ons hulp vandaan kom. En vandag bid ek, Here, dat elke mens wat luister na hierdie boodskap besef, dat ons behoort aan die Here, ons identiteit in Christus, ons is meer as oorwinnaars, deur u wat ons die krag gee. Die Here seën julle, die Here versterk julle. Evangelist Nathan Besaidnout. Amen.